Kom ons maak ons oë saam toe. Hemelse Vader, ons moet vandag afskeid neem van Vinay, of van Willem, en ons weet dat Vinay en Ma Pat en almal van ons so hartseer en stikkend is, en dit sny so diep hierin. Ek bid dat U regtig met U liefde by ons sal wees. Sy plek is leeg vandag, Here, en Kersfees gaan anders ter wees hierdie jaar. En 2026 se begin gaan heel anders ter verloop, en ons wil bid dat U, Here, U ons sal vashou, want is ons wat swaar kry. Vir hom is die pyn en die seer en die lyding verby, dit weet ons, en ons gun dit vir hom. Maar Here, ons sukkel om het vir onsself te gun dat ons sonder hom moet wees. So hou vir ons styf vas asseblief, Here. Amen. En of twee praktiese reëlings, dis 'n roudiens, 'n verrassingsdiens. Ons gaan so werk dat julle aan die einde van die diens, nadat ek die seën uitgespreek het, gaan ons 'n laaste lied speel, en dan gaan ek geleentheid gee dat hier kom blomblare hier voorkom, neerst om so afskeid te neem. Dit eindig so 'n bietjie stomp as 'n mens hierso in die kerk 'n roudiens het. By die begrafplaas sien 'n mens die kussak en 'n mens gooi laaste blommetjies en daar so 'n stukkie closure wat plaasvind, terwyl dit by die kerk is, dit net 'n roudiens is, nie heeltemal, daar is nie so, ons maak dit ons dan heel aan die einde hier so 'n bietjie kom afskeid neem, en dan kan jy uitbeweeg buitekant toe, en die foyer is gereed gemaak vir tee en koffie. Ek weet nie hoe lyk die weer na die uur wat ons besig gaan wees nie, maar jy is welkom om buitekant ook te sit. Daar's tafeltjies en stoele buitekant. Jy is welkom sommer saam te kuier. Dis so sleg dat 'n mens so onsensitief met mekaar is en sê, maar kom ons gaan aan, die nuwe jaar begin en ons gaan met aan, maar dis nie so easy nie. Julle sal weet wat jy voorsit. Dis verskriklik seer. En kom ons wees net daarom by mekaar betrokke te wees. Dis dalk 'n goeie tyd om weer telefoonnommers en e-mailadresse uit te ruil, net weer kontak te maak met mekaar. So gebruik dit regtig waar. Ek gaan die reëlings nou so tref dat ons 'n lied gaan speel waar jy almal sommer net rustig kan wees en sommer net jouself instel. En dan wil ek vir Innocent, waar sit jy? Help my gou 'n bietjie, steek jou hand op. Dan gaan ek vir Innocent kans gee om huldeblyk te kom gee, en dan Johan gaan die bedankings doen. Waar is Johan? Dan gaan ek vir Johan kans gee om bedankings doen. So na die sang wat gespeel het, gaan ek vir Innocent roep en daarna gaan ek vir Johan roep. Maar kom ons sit net rustig en dan luister ons sommer net rustig na die volgende sang.
morning everyone. Môre. Kan ek Afrikaans praat? Jammer, kan ek Engels praat? Right. Good morning guys. By way of introduction, my name is Innocent Khumalo, and I am Willem's colleague. Right. With me, I have a speaker that, first and foremost, one of Willem's closest and dearest friends. Can I say work wife? I don't want to start trouble at home. Is it fine? Right? I have a speech here from Anna Marie that she put together for Willem. She could not find it in her to stand before you guys this morning and say it herself. So I'm going to do my best to try and not mess this up, Anna Marie. Okay? 100%. So Anna Marie wrote, my dear friend and colleague, I've known and worked with you since 1998. And you were the first person to ever pull a prank on me. At the time, I didn't know many of the people. And you called me from your desk and watched me as I answered the phone. You would then proceed to ask me questions which you knew fully well that I would not be able to answer. And you kept at this until I was near tears. And then only came up to me and introduced yourself as Willem. That's where our friendship began. And now your desk is empty. I am having coffee all by myself each morning, missing all our chats about any happenings around us, cricket talks, and the best I remember is that when we could pray together, laugh together, gossip together. I'm going to break from the speech. They used to gossip a lot. Gossip together, and oh yes, I remember our last conversation. I told you I am done gossiping in English. To add context for those that don't know, the third member in Anna Marie and Willem's office is Carol, an African lady. So, yeah, you wanted to, the praatjies, in Afrikaans. So Anna Marie was tired of gossiping in English. And she said to Willem, you need to come back to the Afrikaans so we can, to the office, so we can resume gossiping in Afrikaans. Our office tea time coffees and biscuits with Lizette, Tracy, Rhoda, Mari, and Christine will forever be a very important part of my memories of you. You were always surrounded by women. LOL, she writes. Your beautiful spirit and attitude will always be missed by all your colleagues. You brought laughter to all at MIPFA. You are deeply missed by all of us. The nicknames Oma and Ompi will always stick with me. From the bottom of my heart, I want to quote 2 Timothy 4:7. I fought a good fight. I have finished my course. I have kept my faith. Rest in peace, my friend. From Anna Marie. And I have something that I have also put together on behalf of MIPFA. As I've already said, my name is Innocent Khumalo. I started working at MIPFA in 2014. June was the month. In July, I guess he was already a bit comfortable with me. He looked at me and said, why did your mom call you Innocent? And I looked at him and I said, I wouldn't ask that if your mother called you Willem. And then we laughed. And that's how my story with Willem began. When you think of Willem, you actually think of a Tsotsi. He was always chilled, hardly says much from afar, but he was a completely different person from up close. Willem was very consistent as a person. He always maintained the same vibe, the same dress sense, the same humor, and most importantly, the same haircut. I really love that haircut. I always say, Willem, is there nothing else, you know? In this day and age, to find someone who maintains the level of consistency as well as level-headedness that Willem did, it takes a lot. You know, he was really never changed.
Willem would hardly ever complain. He'd listen to you complain, but he wouldn't partner in the complaining, unless it was cricket related. Willem and I always used to say, if the crime in South Africa does not kill you, the Proteas will. I stand before you today to unfortunately say the Proteas lost again yesterday. So if Willem is saying, I knew it, guys, come on. Right? In true cricketing terms, Willem's life mirrored that of a classy batsman. It was well-paced, had the necessary banter, and never forced a run when it was not on. Willem's innings, more so in the latter stages, had health-related challenges. But true to form, Willem just refused to retire hurt because complaining was not really Willem's thing. It is not my proudest thing to admit to this, but growing up at MIPFA, because I am growing up at MIPFA, I started 2014 already, Anna Marie, you guys have jinxed me. Growing up at MIPFA, in the contributions division, was made easier by people like Willem and his band. His band, like Anna Marie had in her speech, did include of Anna Marie herself, Tracy, Lizette, Rhoda, Christine, Mari, you name them. All the people that like a good blaikie. But if I can put it this way, is Willem was always one of the most genuine people that I myself have met. Not only at MIPFA, but just in general. A very down-to-earth guy, very easygoing, and he cared for people. He really tried his best to connect with people deeper than what meets the surface. To the family, thank you so much for sharing Willem with us. He made you guys proud. So if you ever maybe got embarrassed of him, don't worry about it. We love the haircut. All right. Willem was a true champion. And in closing, I'd just like to say, especially to Willem's son, thank you for being there for your father. You know, if there's one thing that Willem was proud about, or proud of, was his son. You know, I remember he had some car issues and he pulled up in the Sandero once and I said, hey man, shame. And he said, don't worry about it, it's my son. I wouldn't be caught in that thing. But our hearts, our thoughts and prayers are with you guys. And on behalf of MIPFA, we'd just like to celebrate Willem. And again, like I said, say thanks to the family for you guys sharing Willem with us. Thanks, guys. Môre almal. Ek het so verander hierso lately, dominee, ek moet sê dat jy kan Afrikaans as groot volgende jaar aanbied. Ek wil net op versoek van Vinay doen ek net die volgende bedankings. Dominee, eerste vir jou vir die diens wat jy gaan lewer, asook die gebruik van die kerk en alles daarmee wat saamgaan, en dan spesifiek vir jou ondersteuning in die laaste tyd saam met Willem. Okay. Namens Vinay sê net, ek moet daarom vir almal sê, baie welkom, en dankie dat elkeen tyd gemaak het om hier uit te kom, in hierdie ongelooflike tyd wat dit so seer is. En die afskeid is vandag van pa, en die woorde is min, Askies toch, die harte is zwaar, maar dit okay, maar baie dankie vir pa, die voorbeeld wat jy gestel het, die diepe seer wat alles daar is, die voorbeeld, hy sou nie 'n beter pa kon kies nie. En dan baie dankie vir Renay, die blomme, die tyd wat jy daar spandeer het, die
liefde wat jy betoon het, die heen en weer Pretoria toe ry en die ondersteuning, baie dankie daarvoor. En dan vir Lizet, die omgee, die hulp, die teenwoordigheid, die vriendskap van baie jare. Ekskuus tog julle. En dit word baie waardeer, dit het in elk geval sy lewe baie verryk vir die tyd wat jy daar spandeer het. Okay, baie dankie aan Anne-Marie, the work wife, soos wat Innocent nou gesê het. Jy het baie beteken. Vir 27 jaar het jy saam gewerk. Hy sê, Vinay sê hierso, jy het in die oggende gekyk dat hy reg is. So die tyd wat jy vir hom spandeer het om hom die dag reg te kry, dankie, dit het verskriklik baie vir Willem beteken. Thank you to all the MIBFA staff and Dad's colleagues for being here today and for the care, support and dedication which you've shown, the respect you had and the love that you showed over the years that he worked with you. Thank you to Carol, caring so deeply about Dad. All the phone calls and Oupa really cared about you. En dan vir ouma, die tyd, jy was altyd daar van die begin af. Jy het alles gedoen wat jy kon, daar was nooit iets te veel nie. Hy het alles wat ouma vir hom gedoen het, baie waardeer en opreg waardeer. Niemand sal ouma ooit kan vervang nie. Dankie vir Trace en Johan vir die omgee en die liefde, al die dade wat gedoen is, niks was ooit te groot of te klein nie. Vir Ivan en Johankie, kom ons praat van Johankie, is groter as ek. So, dankie vir dit. Willem het julle altyd opreg waardeer en in sy hart gekoester. Al die Kriegs van Pretoria, dankie vir julle. Sy liefde vir julle was groot en opreg. Baie dankie vir alles. Aan my vriende vandag hier, elkeen wat gekom het, my hart is vol dankbaarheid. Julle het opgedaag, julle het gebly, julle het my gedra toe ek nie meer kon nie. Julle liefde en ondersteuning word opreg waardeer. Willem het geglo, julle is ook sy eie kinders. Dan is daar oom, ek hoop ek sê het alright, oom Tarka en Tannie Pop, baie dankie vir julle, vir wat julle beteken het. Julle het opgedag, ek wil net hier so ekskuus tog, hy het altyd seker gemaak dat alles okay is vir papa. En julle bekommernis oor hom sal nooit vergeet word nie, want hy waardeer dit opreg. Baie dankie en Lila, ek hoop ek sê dit reg, wat op 'n kort kennisgewing die platters gereël het en dit gemaak het, dit word opreg waardeer. En aan elke familielid, vriend wat vandag hier is, as jy ook nie op die naam genoem is nie, dankie vir julle teenwoordigheid en julle ondersteuning. Okay, laastens, ook dankie vir Anmor, wat vir die hulp en die manier waarop hulle na pa omgesien het na die afsterwe, dit word opreg waardeer. Dit is met soveel respek en sagtheid en waardigheid wat hulle na hom gekyk het, nadat hy afgesterf het. Dankie vir almal hierso. Ek is 'n oupa, baie trotse oupa, en dit is my verskriklik lekker om oupa te wees. Is daar nog van julle wat oupas en oumas is? Wil jy nie vir jou hand opsteek nie? Goed, ja, is niks lekkerder as oupa en ouma wees, en dis lekker om pa en ma te wees, maar ek dink pa's en ma's is te kwaai met kinders. Oupas en oumas, dis dan net een van die lekkerste goedes om te wees. Gewoonlik, en ons kleinkinders is nou weg, see toe, so ons sit nou Kersfees nou sonder hulle, maar dis my sleg, want ek onthou die eerste dag toe Carly, ons oudste kleinkind, gebore is, en dis net 'n storie wat ek wil vertel. Ons is hier onder by die hospitaal, pa en hy in die hospitaal, en ons almal wag nou dat Marisa ons nou gehoor, die
Die bevalling het goed geloop. So ons staan nou in die kamer, daar's 3 oupas en 3 oumas en dan Casper, haar my skoonseun. As jy nou wil weet wat se 3 oupas en 3 oumas, dis 'n storie vir 'n ander dag. Maar ons staan nou daarso en wag dat Carly nou moet terugkom. Ons nou gehoor sy is gebore en ons nou opgewonde. Dis my en Annelies se eerstene en so ons is nou regtig waar opgewonde en opgewerk oor hierdie klein ding wat gebore is. En hulle stoot vir Marisa in die bed nou terug en daar's so 'n Indiër suster wat vir klein Carly in so pers kombersie so toegedraai, dit lyk my soos mummies, hulle so toegedraai en die suster scan nou hierdie 7 mense wat hier staan, die 3 oupas en 3 oumas en Casper en ek het nou gespot daaroor, ek is nou lankal nie meer grys nie, ek is nou al spierwit, maar 7 jaar, 8 jaar terug was hy nog half grys gewees. Die ander 2 oupas is bles. En Casper hy shave ook sy hare, sy kop, waarskynlik omdat hy, ek hoop nie hy luister nou vandag nie, omdat hy ook bles is, maar sy sien nou 3 bleskoppe en 1 gryskop, en sy dink toe, wel, grys is jonger as bles, so ek moet die pa wees. En sy druk toe vir klein Carly in my arms. Nou staan oupa met, ons mans is nie gebou vir hierdie vashou baba ding nie, so, nou staan met hierdie klein, is hulle as lelik as hulle gebore is, is ek amper sê ek gedroggies, maar ek sal nie te hard sê nie, maar jy kyk so af en jy sien hierdie klein babatjie, en jy weet jy moet haar nou vashou, want as sy nou val, dan is die sielkundige rekening op jou vir die res van jou lewe, so jy hou nou maar hierdie klein dingetjie vas, met alles wat 'n pa se lompheid nou kan doen, en sy wriemel haarself so oop, sy is woelig tot vandag toe, en daar kom so klein handjie uit, wat so om oupa se vinger vat, en toe chunk ek. Toe besef ek, this is God at work. Ouens, ons kan nou maak wat ons wil, maar geboorte kan ek en jy nie namaak nie. Ons kan dit so 'n bietjie clown, ons het nou al slim genoeg geraak om vir Dolly 1, Dolly 2, Dolly 3 die skape te kloon. Ons kan clown, but we can't create. En dis nie dieselfde nie. Dat een spermpie 'n klomp ander eld swim om by 'n eiersel uit te kom en daar vashegting en seldeling en daai hele proses van swangerskap te. Dit is amazing. Mense mond staan oop. Die dokters, die biologiese ouens sê die kans dat jy nie gebore word nie is baie groot as jy wel gebore word. Sodat ek en jy vandag hier is 'n huge wonderwerk. Dis 'n miracle. Daar's 'n paar Bybeltekste daaroor, Psalm 8 en Psalm 139. Psalm 139 is baie mooi, sê, ek het jou aan mekaar geweef toe in die skoot van jou moeder was. Daar was nog nie 'n sonar naby jou gewees nie. Jy het nog nie daai toetsie gedoen nie, maar toe het jy jou aan mekaar geweef, gebrei, diep in jou moeder skoot. En dan, voilà, is ons hier, gebore. It's a miracle. Dat ek en jy hierdie aardbol betree, is 'n miracle wat aangaan as ons begin kruip en loop en val en later hardloop en later skool toe gaan en hoërskool toe gaan en behoede ons daarvan verlief raak en in Carly se geval sal dit nie gou wees nie. Oupa sal daarvoor sorg en trou en kinders hê en siek word en nog sieker word en doodgaan. Ons probleem is nie hierson nie, want hierdie punt sê ons, dis God at work. Ons vraag is, wat het gebeur toe Willem sy laaste asem uitgeblaas het? Was God afwesig gewees? Was hy gou op 'n ander plek besig om die cricket uit te sort en dit nie reg gekry het in 'n geval nie? Was God het hy vir 'n oombliekie aan die slaap geraak? Het hy net van Willem vergeet? Het hy vergeet dat ons regtig hom nodig het in hierdie tyd? Of moet ons as gelowiges 'n ander ding sê? Moet ons sê dat van hier af tot hier God present is? Ons moet dit doen, ja. Dis wat ons as gelowiges moet doen elke dag. Dat God teenwoordig is by geboorte of eintlik by konsepsie al, en tot ons laaste asem uitblaas, daar's God teenwoordig 100%.
Ouens, en as jy nie 'n gelowige is, jy gaan dit nie vandag verstaan nie, en ek gaan jou nie kwaadlik nie maar voor nie. Maar vir my as gelowige, is dit wat God ons kom leer, dat hy by ons is, hy het ons gekreë, hy wou ons gehad het, hy het 'n plek vir ons gemaak. Pat, toe jy Sondag daar sit, en jy sit alleenig daar, dalk ons gemeente se opset net so vandag, gewoonlik is die band so by 7:30 in die oggend, op Sondagoggend is hulle besig om voor te berei, net so vir oulaas soundchecks te doen. En dan so by 8:00 se kant is ons klaar, en nie van 8:00 af kom die mense in, maar nie Willem hulle nie. Hulle is gewoonlik al 8:15. En dan sit hulle daar so, hy en Pat. En gister toe ons die regmaak, toe sy plek leeg. Soos 'n paar kere met die siekte, maar toe weet ek dis finaal. En God was daar gewees toe hy gebore is, en ook toe hy sy laaste asem uitgeblaas het. Ek wil die teks met julle deel, want die probleem is, wat maak 'n mens met hierdie lewe? Hoe leef 'n mens hierdie lewe? En dis so mooi, hierdie lied wat julle, hierdie is 'n lied, eintlik 'n pelgrimslied, wat eintlik sê, is Psalm 121, as die Israeliete van 'n plek af beweeg na die tempel toe in Jerusalem, dan het hulle songs gesing. Die hele psalmbundel, 150 van hulle, is eintlik 'n klompie liedere. Dis 'n klompie, dit is 'n playlist wat God vir ons gegee het, en sê maar, hierso is 'n playlist vir as jy voor travel. Hierso is Psalm 121, hy klink so. Ek kyk op na die berge, so naby Jerusalem is daar seker berge, en sê hy, ek kyk op na die berge, waar sal my hulp vandaan kom? En daai het hulle gedink, die gode bly in die berge. So en ek kyk hulle om en sê, hoe gaan ons dit maak? Kom ek pause net vir 'n oomblik. Ek aanvaar ons is vandag hier om van Willem afskeid te neem. Maar nou weet ek, ons is multi-layered. Ons het lae wat elkeen van ons het. Ons is vandag hier so, daai een laag is Willem se eienaar. Maar as jy daai laag so bietjie wegvat, dan kom jy agter, daar's 'n volgende laag wat dalk bekommerd is oor jou gesondheid. Of dalk bekommerd oor die werk. Of dalk bekommerd oor hoe gaan jy dit finansiëel maak. Of bekommerd oor die huwelik. Of bekommerd oor die verhouding met jou kinders. Maar elke laag, as jy so dwars deur dit maak, gaan jy die laag so mooi kan sien. En hierdie Psalm sê juis, as jy opkyk en sê, maar hoe gaan ek dit maak? Dalk op hierdie boonste vlak, of dalk op 'n dieper vlak, dalk op 'n vlak wat jy niemand oor van praat nie, met wie jy niemand oor vertrou nie. Jou hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Hy slaap nie, hy sluimer nie, hy gaan jou ook nie laat struikel nie. Kan ek dit weer 'n keer sê, en dit is so crucial dat ons dit hoor, God dra ons permanent. Ek gaan 'n storie vertel van 'n liedjie wat ons 30 jaar terug, al in Afrikaans, vir ons kinders geleer sing het. Die agtergrond is dat hy 'n Afro-American agtergrond het. So in jou kop moet jy hierdie groen grasperk sien, soos 'n movie sien, so groot groen grasperk met so spierwit chapel, kerkie. En as jy so in die deur van die kerkie kom, dan is daar 'n Afro-American pastor. So swart oomie, en hulle is gewoonlik sulke groot oomies gewees, met 'n spierwit pak klere, met 'n blou hemp, en so royal blou sakdoekie wat hy uitsteek. En in sy hand het hy 'n ander sakdoek wat hy die sweet afvee, want hulle die geneig om te preek dat ekskuus vir die mooi Afrikaanse woord, die spoegspat, maar dis hoe hulle operate. En as hy nie 'n blou hemp aan het, hy 'n pink hemp aan, maar dis so 'n striking kleur, jy kan dit nie mis nie. En hierdie oom preek, en agter hom staan 'n koor, 'n klomp vrouens wat sing, mamas. En die dirigent is die papa se mamma, se vrou. En sy is die dirigent. En sy het hierdie koor geguide om die volgende sang te sing. He's got the whole world in his hands. In Afrikaans het Jan de Wet om vir ons gebring na, hy hou die hele wêreld in sy hand, hy hou vir oupa en vir ouma en die kleinste fynste babatjie en die
groot dinosaurus, ek weet nie wat se goed. Ons het 'n klomp woorde gemaak vir hierdie sang. Hy hou die hele wêreld in sy hand en dit is so crucial. Ons het vir ons kinders geleer, Jan de Wet het dit vir ons vir hulle gesing en ons het vir hulle gesing en ek weet ons die bands het dit gesing en toe vergeet ons groot mense dit. Toe vergeet ons dat ons het geleer het vir ander mense, maar dat God ook vir my en vir jou in die holte van sy hande. Willem het dit gesnap. Hy het gesnap dat ek is in God se hande en ek kan alles aan hom toevertrou en hy sal my deurdra. En dwars deur ons hele lewe kan ons hierdie sang oor en oor sing. Ek kyk op in die berge waar ek is in God se hande. En daarvan is die psalms vol, nê? As jy so 100 psalms terugblaai, dan kom ons by Psalm 23 uit wat sê die Here is my herder, ek kom niks kort nie. Ek selfs al gaan ek deur die dal van doodskade weer, ek is okay en ek is in God se hande. En so is die Bybel eintlik vol daarvan, ek en jy is in God se hande. En raak ons bang? Oh yes. Onnatuurlik, dis menslik, dis ek en jy wat kan sê maar Here, ek is nou benoud. Onthou julle vir Josua, daai karakter in die Ou Testament, daar's 'n boek na hom vernoem, die 6de boek, Josua. En Josua volg vir Dawid vir Moses op. Moses is hierdie huge leier wat hulle uit Egipte gelei het. En nou moet Josua aangaan met hierdie ding. Hy kry die baton en hy moet nou aangaan met hierdie ding, maar hy weet nie hoe om hierdie reis te hardloop nie. En die eerste wat die Here vir hom sê, moenie worry nie, ek is by jou. En as jy nou die boek Josua gaan lees, dan kom jy agter omtrent 25 keer sê die Here vir hom, moenie worry nie, ek is by jou. Wees sterk, wees vasberade. Hoekom? Want hy is dit nie. Hy is nie sterk nie, hy is nie vasberade nie. Hy sy broek bewe die hele tyd en sê Here, ek sal by jou wees. Hoe gaan julle dit maak? Sterk, okay, ek is okay, ek gaan hierdie lewe leef. Met 'n broek wat bewe, met benoudheid, met trane, met seer, met Kersfees wat leeg is, met Nuwejaar waar daar 'n leë stoel staan. Vadersdag volgende jaar, wanneer hy nie 'n kaartjie hoef te koop nie, of 'n nuwe das of kouse te koop nie. It's not necessary. He's not there. Daar's net 'n probleem met hierdie ding. Ek hoop jy het agtergekom. Ons lewe is nie so lank nie. Ons lewe is so kort. Ek wens ons lewe was so lank soos hierdie, maar dit is nie waar nie. Ek en jy het net so 'n stukkie lewe wat ons kry. En as ek en jy nie aan God vasgemaak is nie, dan is hierdie stukkie lewe wat jy gaan lewe, hierdie ene, bad, sad. Want die Here het eintlik hierdie lewe vir ons kom gee sê, hierso is jou lewe. Gaan kyk bietjie by jou begrafplaas, gaan loop 'n draai daar as jy weer af kom en sien daar's 'n geboortedatum en daar's 'n sterftedatum en tussen die twee datums daar's so 'n kort streepie. That's your life. En baie van ons besef dit nie dat ons lewe eintlik gereduseer word tot so 'n stukkie lewe. En hoe kry mense dit reg om hierdie ding lewe te lewe? Ek dink 'n mens kry dit net reg om dit te lewe in die manier wat hierdie psalmdigter het geskryf en gesê, my hulp kom van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het. Hy sal net toelaat dat ek my struikel nie, hy slaap nie, hy sluimer nie in nie, hy's by my. Ek weet nie wat se leier praat ek nou mee nie, wat se leier praat die Here nou mee nie. Maar dalk kan jy so 'n bietjie asemhaal. En so voor hierdie vakansietyd regtig môre eers voluit begin, net besef, hy hou die hele wêreld in sy hand. Wanneer hy vir jou, Pat vir jou, vir my en vir jou, vir elkeen van ons, is ons in sy hand. Hoe handel mens hierdie ding? Gaan mens met al chirpy aan en sê, ag, dis okay, ons kan aangaan. Nee, ek dink nie so nie. Ek dink daar's 'n sekere klomp, kom ons noem dit fases, ek weet nie of dit die regte woord is nie, waar deur 'n mens moet gaan om uit te kom by nog 'n ding wat ek nie weet hoe kry mense dit reg nie, berusting. Hoe gaan mense met aan met die lewe? Die ouens wat nou al hieroor gewerk het, veral Elizabeth Kubler-Ross het ons baie gehelp om 'n proses daar te stel. Sy het gesê daar's 'n paar fases, klippe waaroor 'n mens kan trap om oor die riviertjie te kom. Die eerste een sê sy is
om hartseer te wees, te huil. En nou praat ek met die helfte van die gehoor, die helfte wat ons self mans noem. En ons is geleer, cowboys don't cry. Come on, jy moet sterk staan, jy moet nie 'n sissie nie, jy mag nie huil nie. Ouens, dis die grootste nonsens onder die son, hoor. Ons mag maar huil. Daar's niks fout daarmee, Johan, dat jou gemoed vol skiet as jy hier voor staan nie. Of jou gemoed vol gaan skiet wanneer as dit iewerster naby Kersfees is. Dis oukei om te huil. Ek gee toe, dis nie altyd 'n mooi gesig nie, maar ons mag maar huil. Ek weet Naas Botha het altyd gesê cowboys don't cry, maar dis nonsens. Ek is nie 'n blou bil nie. En ek kan ook nie dink dat Willem ooit 'n blou bil was nie. Want ek dink dit is die waarheid nie. Ek dink ou soos Nathaniel, ek dink nie hy het ooit 'n rugbybal in sy lewe vasgehou nie. Maar Nathaniel het gesê ons mans moet 'n bietjie in touch kom met ons feminine side. En ek dink hy's reg. Ons mag maar huil. Trouwens, in die COVID tyd 5 jaar terug was daar daai Delta variant. Ek dink julle almal onthou dit, wat verskriklik baie mense oorlede is in ons gemeente. Het is daai stadium in 60 dae 50 begrafnisse gehou wat horrible was, en ek het toe op 'n stadium 'n artikel gaan lees net om myself so 'n bietjie weer toe te rus met dit alles. En toe skryf 'n mediese dokter, daar's sekere toksiese stof wat in ons liggaam uitgelaat moet word, wat jy net kan uitlaat deur jou traankliere. Nie deur jou urienstelsel nie deur jou sweetstelsel nie, dit moet uitgehuil word. Manne, ons mag maar huil, dis fyn. Jy mag maar lank ook huil, jy hoef nie vinnig klaar te huil nie, jy kan maar huil, en moenie sê, ag nee, ek moenie huil nie, my pa sou dit nie gehad het nie, dis oukei, hy sou oukei gewees daarmee as jy gehuil het. Cowboys mag maar ook 'n bietjie huil. Die tweede soort van groep emosies wat ons het is, kom ons noem die emosie van down wees of depro. Nie noodwendig die patologiese psigiatriese depressie nie, maar daai soort van lae gevoel van ek het nie lus vir die lewe nie, ek is nie lus vir niks nie. Ek wil nie vanoggend werk toe gaan nie. Ek het nie lus vir met die vakansie by die huis te sit nie, maar wil ook nie tussen mense wees nie. En jy sommer so die COVID het ons geleer van daai bly in jou pyjamas daar. Dis oukei. Daar's niks meer verkeerd nie. Ons wil mekaar nie lekker daarmee help nie. Ons sê nee, kom aan, hier's vir jou blommetjie. Kom ons gaan drink koffie, kom ons gaan nee, dit is baie keer nodig om net te chill en net in jou pyjamas rond te loop en sê maar ek wil vandag niemand of niks sien nie. Dis ook fyn. Ons mag maar sulke down momente hê. Jy hoef nie 'n pilletjie te drink daarvoor nie. En ek wil nie die proses verduidelik daarna vir as dit nou regtig waar patologies is nie, maar vir die lae vlak van depressie, that's fine. Ons mag maar so voel. Jy moet so voel. Jou pa is weg, jou kind is weg. Die persoon wat naby jou was is nie meer daar nie en ons mag so voel. Die derde soort van emosies wat ons beleef of kan beleef of moet beleef is 'n hartseer, maar die woede hartseer, die kwaad hartseer. Om vir die Here te sê, Here, hoekom het dit gebeur? Hoekom het jy nie nog 'n rukkie gewag? Here, die timing is dit sak. Dit kom ons net maar gewag het tot na Kersfees en Nuwe Jaar, dan kan mens met die nuwe jaar het gewerk, maar nou, dis nie 'n goeie tyd nie. En jy mag kwaad wees oor omstandighede en jy gaan nou boedel moet doen, die pensioen. Daar's nou hordes goeders en jy gaan sommer net die feeste inwees vir die goeders. En soms vir Here sê, Here, why? En nou mag jy maar dit vir die Here vra. Moet nie sê, vroom, jy mag nooit vir die Here sê hoekom nie. Natuurlik moet jy met die Here worstel. Trouwens, die hele Bybel is vol voorbeelde van mense wat verskriklik met die Here geworstel het. As jy die boek Job gaan lees, net so voor Psalms, die ou, hy skree met die Here, dit grens so aan godslastering, maar hy stoei erg met die Here, ons mag. Psalm 23, die Here is my herder, ek kom niks kort nie. Dawid het hom geskryf. Dawid het die hele klomp van die psalms geskryf. So hy staan hier so op 'n rots en sê maar, I'm okay. Maar blaai net gou een bladsy terug. Speel die vorige sang wat hy geskryf het, Psalm 22. Selfe ou, Dawid. Hy begin so. My God, waarom het jy my verlaat en is jy ver van my af? Jy herken die woorde? As jy bietjie verder blaai, 1000 jaar verder blaai, dan kom jy af by Jesus, wat toe aan die kruis hang, die woorde van, nie Psalm 23, ek is okay nie, maar die woorde van Psalm 22 van, Eli, Eli, lama sabachthani, hoekom het jy my gelos? Hoekom het jy my gedrop? Selfs Jesus het die vraag gevra, en die wonderlike is,
God is okay daarmee. So, ek het gewonder, wat sê ek vir julle? Hoekom sê ek vir julle hierdie goeders? Hoekom sê ek vir julle van hierdie proses, wat elkeen se eie is, A, B, C, D, nee, het gaan nie so nie, jy is by A, en vertoef jy bietjie daar, en dan is hierdie ou al by C, en dan weet, verstaan jy, elkeen se proses is anderster, elkeen se ritme is anderster, and that's fine. Maar ek dink die wonderlike, en dis nou na 'n klompie jaar in die bediening, 35 jaar in die bediening, het ek agtergekom, eintlik is 'n begrafnis niks anders dan as om julle net uit te nooi, om op God se skoot te klim. Ons daar's baie plekke waar jy hartseer en pyn kan probeer verwerk. Daar's baie ander remedies, of sogenaamde remedies. Maar die enigste een wat waarlik werk is, om op God se skoot te klim, en met hom te praat. Jou huile te huil by hom, jou down te wees by hom, jou kwaad wees op sy bord te tamboer en te sê, Here, why? En net te weet, dis al hoe ek het gaan maak. Daar's net 2 soorte begrafnisse of roudienste. Die een is, en die mense sien dit in mekaar se oë. Die een is die hooploosheid. Die wete dat, wel, hierdie lewe is nou klaar, maar hy was nie aan God connected nie. So hy is besig om, kom ons praat nou maar reguit, om nou te braai. Forever. Of die ander een wat vandag sin is. Die hoopvolheid om te weet, hy is by God, en al sy pyn en sy lyding en sy swaarkry en sy eienaars is forever verby. En ons mis hom hierdie kant, maar hy is by God. Dankie Vader dat vandag een van hierdie tweede begrafnis is wat ons weet, maar sy connection met die Here is okay. Dit maak 'n wêreldse verskil, 'n hemelse verskil. Mag Willem se lewe vir my en vir jou as 'n voorbeeld dien van connected wees aan God. Want nou jy het vir my 'n stukkie gesê dat voordat 'n mens kan weet dat jy God kan ontdek, moet jy dit in jou pa kan raak sien. En is dit nie waar dat ons eers ons pa, ons hemelse Vader en ons aardse Vader behoort raak te sien nie? Dit maak dit net soveel makliker om te weet my pa en my hemelse pa is aan mekaar connected en dis die voorbeeld wat ek het om agter hom aan te loop. Jou lewe is net so kort. Vandag is getuienis daarvan. En daarom 'n laaste vraag. En ek wil nie jy moet antwoord nou nie. Jy kan rustig by die huis gaan sit en as die ligte klaar afgesit is vanaand en die alarms is aangesit en die hondjies het gaan piepie en alles is verby, gaan dink dit weer vir 'n oombliekie. Hoe lyk jou verhouding met die Here? Ek vra nie of jy sondeloos is nie. Ek vra nie of jy hierdie perfekte verhouding met die Here het nie. Ek vra nie oor perfection nie. Wat ek vra is direction. Is jy en God connected? Here, dankie dat Willem aan U connected was. En ons weet vandag huil ons en ons seer en is hierdie gelaagdheid van ons eintlik tot in die diepste murg daarvan is dit einde aan ongemaklik. Maar ons weet hy is by U en dit maak 'n hemelse verskil. Dit maak dat ons weer môre kan aangaan en die lewe in die oë kan kyk. En daarom bid ons Here dat U asseblief net by ons sal wees en ons sal vashou. Veral nou hier in Kerstyd wat 'n mens familietyd maak. En nuwe jaar dat 'n mens self droom oor die toekoms. Ek bid dat U net vir hierdie gesin sal toefou met U liefde. En vir elkeen van ons wat geraak is deur Willem se lewe, op watter vlak ook al. Daai leë stoel sal altyd leeg bly. Maar ons sal weet, U is by ons. Amen.
Kom ons staan, dan gaan ek vir ons die seën uitspreek. En as ek die seën klaar uitgespreek het, gaan ek die laaste lied aansit en dan ek gaan jy 'n kans gee vir die naaste familie en vriende hier voor om te kom rose neersit en blomblare neersit en dan kan die res van die volg en dan kan ons uitbeweeg buitekant toe as dit klaar is. Maar die seën aan die einde van die diens is nie net die laaste sinnetjie om te sê okay, goed, ons kan net maar huis toe gaan nie. Dis regtig 'n persent wat die Here vir julle kom gee. Dis 'n hier voor Kersfees kom sê die Here, hier is my persent vir julle en die persent klink so. Ek sal by jou wees. Psst. Ek hou die hele wêreld in my hand. Elke liewe ding. Mag die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God wat ons Vader is en die teenwoordigheid van die Heilige Gees mag dit by ons elkeen wees en bly. Amen.